Vriende, gaan die manspersone vra om vir ons net 'n oomblik te staan, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons vanmôre na U kan nader deur die gebaande weg wat Christus deur sy liggaam aan die kruis, Here, vir ons gegee om dan te nader na U en vanmôre uit te roep en te vra dat U vir ons sal begenadig in die Seun Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Dierbare Here, ons besef maar net elke dag dat die woorde van Johannes 15 so waar is, waar U vir ons sê, sonder my kan julle niks doen nie. Ons besef, Here, dat ons denke, ons dade, ons optrede, en wat ons doen, wat ons sê, Here, is ons diep afhanklik van U. Want U is die een wat deur U woord en deur U Gees ons rig en lei op hierdie weg van geregtigheid. Ons bely, Here, dat ons nie genoeg tyd spandeer aan U woord en genoeg tyd spandeer in gebed nie. U sê vir ons dat die Gees is gewillig, maar die vlees is dikwels swak. En Here, kan ons dit vanmôre beaam, want dikwels stoei ons met die vlees, wat altyd wil neig na die verkeerde, nog wil bietjie slaap en nog 'n bietjie wil sluimer en nog bietjie handjies wil vou, terwyl die groot en deurligte dag van ons Here Jesus naby is. Daarom pleit en vra ek, Here, dat U vir ons deur U Gees by hernuwing sal vul en Here, deur U woord ons sal versterk en Here, dat ons die lamknieë weer reguit sal maak en sterk sal maak, Here, sodat ons die werk van die Here kan doen met oorgawe en entoesiasme tot daardie dag wanneer ons U sal sien in U heerlikheid soos U is. Baie dankie vir hulle wat vanmôre hier is. Dankie, Here, vir die tyd en die opoffering. Dankie dat U vir hulle reisende genade geskenk het, dat hulle veilig hier aangekom het. En vra ek, Here, dat U vir hulle ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Vir hulle wat ingeskakel is vanmôre, Here, waar ook al hulle self bevind, mag hierdie waarheid en hierdie woord hulle harte aanraak en hulle lewens rig op hierdie weg van geregtigheid om die Here in alles te verheerlik. Ag Here, ons dank U dat U die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red, om U kinders te heilig, sodat U in alles geëer en in alles verheerlik sal word. Ek het hierdie week weer dit gelees dat, of in 'n boodskap geluister daarna, dat elke mens is doemwaardig, maar God is lofwaardig. Elke mens is leenagtig, maar God is waaragtig. En daarom gaan ons erediens nie oor die verheffing van 'n mens, leerstellings, idees van mense nie, maar oor die God van hemel en aarde, die skepper en die onderhouer van sy heelal, wat vir ons in liefde aangesien het, sy seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou vra ons, Here, dat U deur U Gees in ons harte sal werk, U aan my wysheid sal skenk om die woord oor te dra, vir hulle wat moet aanhoor, dat dit vir hulle maklik sal wees om te luister, en Vader, dat U verheerlik sal word, deur U seën en die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, hier by ons. Amen. Vriende, nou hierdie aanhaling wat ek vanmôre vir U saamgebring het, is wat Dr. R.C. Sproul gesê het, dis die hoop van die kind van die Here. Aan die einde van ons lewe is dit nie stof en tot stof sal jy terugkeer nie, maar van stof na heerlikheid, wanneer ons dan die Here sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Mag dit ons bemoedig en versterk in hierdie dae. Ons gaan vanmôre my reekse onderbreek. Soos jy weet, is ons besig met die reeks uit die boek Psalms en dan ook die 53 belangrike verse in die Bybel. Ons gaan dit vanmôre onderbreek. Terwyl ons vanmôre die dood van die Here gaan herdenk, gaan ons so 'n bietjie kyk hier in Lukas, die 11de en 12de hoofstuk, na hierdie drie karakters, Kajafas, Judas en Maria. En ons gaan die vraag probeer beantwoord, wie is ek en jy? Waar pas ons in ons aanbidding, in ons verhouding met die Here Jesus Christus, as dit kom by hierdie drie figure in hierdie gedeelte wat vir ons opgeteken is. En mag die Here vir ons wysheid gee. Onthou, elke keer wanneer ons as leraars die woord voorberei, is daar in die eerste plek die selfondersoek wat ons doen. Here, hoe lyk ek voor U? En dikwels, ek wil vir U sê, eintlik elke keer is daar sekere skuld in jou hart voor die Here, wat 'n mens moet bely en laat staan en vir die Here vra, want U sien die kind van die Here se lewe, soos ek gister ook uit die boodskap van Dr. R.C. Sproul geluister het, Johannes 13. Die Here sê vir Petrus, U onthou mos die Here die voete gewas? En toe hy by Petrus kom, die groot prater, die baie prater, toe sê Petrus, nie net my voete nie, maar my hele liggaam. En die Here sê, hy wat klaar gewas is al reeds rein, maar ek moet jou voete was. En die baie kosbare boodskap daaruit, 'n kind van God is weergebore, en as hy weergebore is hy gered vir tyd en ewigheid.
Maar ons voete word daagliks vuil. Daagliks is daar sonde in ons lewe te bespeer. Daagliks deur woorde, gedagtes en dade stel ons die Here te leer. Daarom is wedergeboorte die begin van ons reiniging, wat sal aanhou tot die dag van verheerliking. Die Here sê, as iemand sê dat hy nie sonde het nie, mislei hy homself. En die waarheid is nie in hom nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. My kinders, ek skryf aan julle dat julle nie moet sondig nie. 'n Kind van God het geen begeerte om moedswillig te sondig en die naam van die Here oneer aan te bring nie. Maar wanneer ons sondig, en as ons sondig, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En ons sien ook in hierdie boek Johannes hoe die Here eintlik min tyd gehad het vir die Fariseërs en die Sadduseërs, want hulle het gedink hulle is heilig. Hulle het gedink hulle is regverdig soos Christus. En die Here het gesê, die hoere en die tollenaar sal julle vooruitgaan in die koninkryk. Waarom? As ons nie ons sonde bely en laat staan nie, sal ons nie barmhartigheid verkry nie. So kosbaar as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, wat die Here vir ons wil kom leer, in die jaar 2024, op die 29ste September, en mag die Here vir ons ryklik seën. En u het gehoor dat ek gesê het in die afkondigings, dis nog vakansietyd. Niemand is haastig nie, niemand het afsprake in vakansietye nie. Ons is nou by die vakantieoord hierso, en ons kry nou die 3-gang maaltyd, so geniet saam, sit saam aan die tafel, en ons eet wat die Here vir ons ook in gedagte het. Kom ons lees saam, Johannes 11 vers 45. En baie van die Jode wat na Maria gekom het, en aanskouers was van wat Jesus gedoen het in hom geglo. U sal onthou net die verse vooraf, het Jesus vir Lazarus uit die dode opgewek, en is 4 dae dood, en Jesus roep met 'n groot stem, dat Lazarus uit die graf moet kom, en die mense aanskou dit, en die Bybel sê, en hulle het in hom geglo. Vers 46, die woordjie maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan, en hulle vertel wat Jesus gedoen het. En die owerpriesters en die Fariseërs het die raad byeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens, en as ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo. En die Romeine sal kom in ons land, en ons nasie albei afneem. En in een van hulle, Kajafas, dis ou wat baie lief was vir sy huis, hy was vas aan sy Kajafas, weet nie of u dit gesien het nie, en u sal nou sien, hoekom hy so vas was aan sy kaja. Een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg. Van die dag af het hulle toe saam beraadslag om hom om die lewe te bring. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n stad met die naam van Efraim. En daar het hy vertoef met sy disippels. En die Pasga van die Jode was naby, en baie het uit die landstreek na Jerusalem opgegaan voor die Pasga om hulle te reinig. En hulle het Jesus gesoek, en terwyl hulle in die tempel staan, sê hulle vir mekaar, wat dink julle? Sal hy nie na die fees kom nie? En die owerpriesters en die Fariseërs het ook 'n bevel gegee, dat as iemand wist waar hy was, hy dit bekend moes maak, sodat hulle hom gevangene kon neem. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was, en die beers gehaat het, en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy die dode opgewek het.
En die oorpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Nou, ek wil net vir u vra, voor ek by die boodskap kom, sou u van sulke kerkleiers gehou het? Dat hulle wil nie net die prediker uithaal nie, maar hulle wil ook sommer die ouens wat lief was vir die Here en 'n getuienis gegee het oor God se wonderkrag, wil hulle doodgemaak het. En dis die tipiese mens van daardie tyd gewees, die kerkmens van daardie tyd. Daarom is die boodskap van Jesus altyd so duidelik, dat ons die Here nie moet dien met ons monde, terwyl ons harte ver van hom af is nie. Ons gaan vanmôre dan kyk as teks van oordenking na vers 49 en 50 van Johannes 11. En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. Ons tema vanmôre dan, Kajafas, Judas of Maria. Wie is jy? Wie is ek? Wie is jy? Waar pas ek en waar pas jy in? En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee in die verstaan van sy woord. Nou vriende, as ek vanmôre met u gaan praat oor hierdie iewat vreemde tema, en dit klink miskien bietjie vreemd op jou oor, die gedagte van Kajafas, Judas en Maria, wie is jy? Dan wil ek vir u sê, vriende, ek dink dit is nodig dat ons sal sien, dat die Bybel soos 'n spieël is wat elke keer voor ons opgaan as ons die woord lees. U sien hierdie tema van vanmôre is juis van hierdie gedeelte afgelei om vir ons te kom wys dat die Here sekere karakters in die Bybel opgeteken het, om sekere lesse vir ons te kom leer, sodat ons kan sien wat God vir ons daaruit wil kom leer. U sien, elke keer as ek die woord lees, moet ons vir onsself die vraag afvra, of die vraag afvra. Eerste plek, wat openbaar God van homself in hierdie gedeelte? Wanneer u die Bybel lees, vra elke keer vir jouself die vraag af, wat openbaar God van homself? Ek is tans besig daar in Exodus, deur my Bybelleesprogram, en dan is ek besig met die reeks van R.C. Sproul uit Johannes, en elke keer is daar iets van God se heerlikheid, iets van die Here Jesus Christus, en iets van God se grootheid wat na vore kom. Vra jouself elke keer die vraag af, wat wil die Here vir ons kom leer? Gisterand het ons as gesin begin met die boek Deuteronomium. En wie kan vir my sê, ek gaan nou nie daaroor praat, dit is net so ou gedagtetjie wat ek wil ingooi. Waaroor gaan die boek Deuteronomium? Dit staan bekend as die boek van herinnering. Moses herinner die volk aan alles wat hulle ervaar en wedervaar het in die klomp jare in die woestyn, en hoe hulle ongehoorsaamheid en hulle rebellie teenoor God hulle gebring het waar hulle is, en kosbaar om te sien dat God se heerlikheid word geopenbaar, selfs in die feit dat die volk 40 jaar in die woestyn moes ly. So wanneer jy die Bybel lees, vra vir jouself die vraag af, wat openbaar God van homself? Want die Bybel is in die eerste plek nie gegee om vir my en vir jou moreel op te bou, en ons goed te laat voel oor onsself, of oor ons omstandighede nie. Dis nie 'n boek wat ons heeltyd moet bemoedig nie. Ons is nie 'n primer stofie wat heeltyd gepomp moet word, en die woord is daar die olie, of daar die parafin wat ons vlam hoor moet laat brand nie. Nee. Die Bybel se groot doel is dat ons die heerlikheid van God sal leer ken, ons eie nietigheid sal sien in die tweede plek. Dis die tweede gedagte wat jy altyd in ag moet neem wanneer jy die Bybel lees. Wat wil die Here vir my kom leer oor my eie lewe, my toestand vanuit die gedeelte of lewe van die persone in die gedeelte of die groep mense waarvan 'n mens lees. En dan die derde gedagte, hoe kan ek deur God se genade afstand doen van die verkeerde en leef om hom te verheerlik? Soos 'n vinnige Bybelstudie, net om u te help, wanneer jy die woord lees, wat jy in ag moet neem. God se heerlikheid, wie ek is, hoe ek myself sien in hierdie bepaalde situasie, en hoe ek dan afstand kan doen van sonde, wat die Here vir my uitwys in my lewe. Nou vriende, vanoggend gaan ons kyk na hierdie baie besondere gedeelte, waar ons die drie karakters, die drie persone of die drie figure sal ontmoet, wat tot ons elkeen se lewe spreek. Kajafas, Judas en Maria. Drie persone, wat die Messias, die ewige seun van God gesien het, sy heerlikheid aanskou het, gehoor wat hy preek, gesien het wat hy doen, en dan hulle optrede teenoor hom, en na afloop van die diens, dan moet ons elkeen die vraag beantwoord. Waar pas ek in? Wie is ek van hierdie drie? Is daar miskien iets van elkeen in my lewe te bespeer? En hoe kan ek verander en die Here dan meer verheerlik? U sien, die doel van prediking is uitlegging, om die gedeelte beter te verstaan, en dan toepassing. As ons nie by toepassing uitkom nie, kan ons nie sê ons is kinders van God nie.
want die Here red ons, die Here roep ons, die Here stuur ons uit, sodat ons getuies vir hom kan wees. En ons kom by die figuur uit, sy naam is Kajafas. Kom ons lees eers gou Jakobus 1:22. Daar staan, dat die woord van die Here, vriende, soos 'n spieël wat voor ons opgaan, en die woord, word daders van die woord, en die hoorders wat julle self bedrieg nie, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy moet diep insien in die volmaakte wet van vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Ek pleit by die Here, dat u en ek vanmôre die spieël van die woord sal sien opgaan voor ons, en dat ons daders van die woord sal wees. En dit bring ons by Kajafas, die pragmatis. Ons het vir elkeen 'n naam gegee, en ek hoop u sal ook sien, hoe hierdie naam in die woord na vore kom, of die gedagte daarvan, en hoe dit van ons, op ons van toepassing is. Nou ek lees van Kajafas, hy was die hoofpriester in daardie jaar, en ek lees vir u Johannes 11:49. Daar staan in een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en dink nie daaraan, dat het vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. Nou vriende, waarom sal ek vir Kajafas as 'n pragmatis etiketeer? Waarom is dit gevaarlik om bekend te staan as 'n pragmatis, en om jouself in daardie kategorie te bevind? Nou kom ek gee vir jou 'n kort definisie van pragmatisme. Nou in sy eenvoudigste vorm kom dit daarop neer, is wat werk. Nie wat is reg nie, nie wat is waarheid nie, nie wat is eerbaar nie, maar wat werk. Wat moet ek doen om die verlangde of hierdie resultate verkry wat ek graag soek? Hoe relevant kan ek wees en in hoe aansien kan ek wees by mense? U sien, as ons kyk na Kajafas se lewe, dan moet ons vir mekaar eerlik sê, dat Kajafas was hierdie pragmatis par excellence. Hy was 'n man, vriende, wat hoofpriester was. Hy was deur God aangestel om die volk te begelei in waarheid. Dink mooi wat ek vir u sê. Aaron was die eerste hoofpriester gewees, en Aaron het self die volk laat val in sonde by tye. Waarom? Want Aaron se hart was nie altyd soos Moses se hart gerig op die waarheid van God se woord nie. Dieselfde was ook van toepassing op Kajafas. U sien, Kajafas moes eenmaal in 'n jaar in die allerheiligste verskyn het, met die bloed van die offerlam om vir die volk se sonde se offer te bring. Nie dat Kajafas die sonde kon vergewe het, of die bloed van die lam nie, maar dit was 'n heenwyse na Jesus Christus se sterwe aan die kruis. So Kajafas, hierdie hoofpriester, het 'n baie belangrike werk gehad, 'n belangrike verantwoordelikheid gehad. Vriende, hy moes 'n onberispelike lewe gelei het. Hy moes God se wet en woord bestudeer het. Hy moes 'n man gewees het wat kennis gehad het van die woord, kennis gehad het van die profesie, en as ons kyk na Kajafas se lewe, dan het hy en die raad en die owerpriesters en die skrifgeleerdes kennis van die woord gehad. Hy moes 'n voorbeeld vir die mense stel. Maar ons kom baie gou agter waar Kajafas se belange gelê het. Wat vir Kajafas belangrik was. Want ek het vir u gesê dat Kajafas nie 'n man was wat gehandel het volgens die waarheid van God se woord nie. Matteus 26 vers 58 sê vir ons waar Kajafas gebly het. Geen wonder hy was Kajafas nie. Hy was vas aan sy kaja nie, want hoor wat sê die Bybel. En Petrus het hom, dit is vir Jesus, van ver af gevolg, tot by die paleis van die hoofpriester. Dit my so laat dink aan die tyd en dag waarin ons lewe. Baie van hierdie voorspoedsteoloë bly in paleise. Hulle bly in hierdie mansions wat die Engelse verklaring van hierdie woord is. U sien, Kajafas was so 'n mens. Sy lewe was gemaklik. Sy lewe was gevul met weelde, met aansien en prestige. Daar was 'n mooi samewerking tussen die Romeinse leiers en die Joodse leiers, en dit het heel goed gegaan met Kajafas en die ander leiers, die owerpriesters en die skrifgeleerdes. En toe hierdie vraag na Kajafas kom, en hierdie mense kom na Kajafas en hulle sê vir hom, die owerpriesters en die fariseërs het die raad byeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens, en as ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo. Kajafas was op hierdie stadium gesê, prys die Here,
Hy is die Messias wat beloof is. Nog nooit het sulke goed in Israel gebeur nie. Dis nie Kajafas se optrede nie. Hierdie man wat veronderstel was om die volk te begelei in die waarheid van God se woord, is 'n man wat nie gehoor wil gee aan God se woord self nie. Die Bybel sê vir ons, almal sal in hom glo en die Romeine sal kom, hoor nou, en ons land en ons nasie albei afneem en my paleis. En dit wat ek as belangrik beskou in my lewe, jy sien Kajafas het hierdie gemaksig bo God se waarheid gestel. En nou kom Kajafas en hoor wat was sy antwoord gewees. Kajafas het geen probleem gehad met sy selfbeeld nie. Kom ek lees vir u. En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, julle is stupid. Kom ek sê vir julle, kom ek verduidelik vir julle wat ons nou moet doen. Dis eintlik per implikasie wat hy sê. Al hierdie owerpriesters en fariseërs wat eintlik geleerde manne was in God se woord, hy sê vir hulle, julle weet niks nie. En dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. Nou die Bybel sê dat Kajafas eintlik 'n profesie gelewer het daar, maar luister, vir elke daad en vir elke woord sal ons verantwoording doen. Kajafas het nie eens probeer dink aan die profesie wat in vervulling gegaan het nie. Hy het nie eens probeer met hierdie mense redeneer oor die feit dat Christus werklik God is, wat mens kom word het, deur die wonders en die tekens, en dit wat hy gedoen het nie. Luister, die duiwel kan geen wonder of teken doen nie. Die feit dat Christus wonders en tekens gedoen het, was 'n bevestiging van sy godheid, want so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Kajafas sien dit, die owerpriester sien dit, die skrifgeleerders en die fariseërs sien dit, hulle hoor dit, en hulle besluit, dis voordelig dat Jesus eerder moet sterwe. In plaas van dat Kajafas die regte ding doen, as hoofpriester die volk begelei in die dien van die Here, sien ons dat hierdie man kies wat sal werk. Wat sal die minste ongemak vir ons bring as volk? Hoe kan ons dit behou wat ons bymekaar gemaak het, sodat ons nie dit verloor en eindelik in ballingskap of selfs doodgemaak word nie? Hoe sal Kajafas se lewe op my en jou van toepassing wees? En ek gaan 2 toepassings maak vanmôre onder hierdie punt. Die eerste plek, vriende, kyk maar na ons dag en tyd. Luister na die deursnee prediker, die deursnee jeugleier, die deursnee pastoor en sonnaskoolonderwyser of onderwyseres. Luister vanmôre na die deursnee skoolhoof, die deursnee juffrou, wetenskaplike, dokter en politikus. Dit gaan nie oor wat reg is en om te doen wat reg is nie, maar wat wil die mense hê? Wat werk? Wat sal my populêr maak? Watter voordeel is daar vir my in my lewe die minste ontwrig? En ek wil u vra dat ons sal dink daaroor. Jy sit in 'n skool en ek het eendag met 'n juffrou gepraat wat vir die graad 2tjies leer oor evolusie. En ek sê vir haar, juffrou, dink jy dis reg? Sy sê hulle moet self besluit. Ek sê hulle kan nie self besluit op hierdie stadium nie. Jy moet hulle begelei. Jy bely as 'n Christen, doen dit. Maar dis gemakliker, is 'n salaris. Dis 'n inkomste. Die skoolhoof gaan nie kwaad wees vir my nie. Bly by die kurrikulum. Jy gaan jou pensioen verloor. Dis gemakliker om te bly en die status quo te handhaaf in plaas van om op te staan en te sê, stroom op, ek gaan nie saamstem en gaan nie hierdie goed doen wat teen God se woord en God se waarheid is nie. Ek het vir u baie klompie jare terug hierdie artikel voorgehou, waarom die meeste kerk en predikers nie meer oor sonde, die oordeel en die hel preek nie. Jy kan maar die radio aansit, radio sonder mense, allerhande goed kan jy aansit, jy hoor allerhande sedepreke, goedjies wat hulle sê, motiveringspraatjies, jy kan die televisie aansit op al hierdie kanale wat sogenaamd godsdienstig is, en jy sal alles en nog meer hoor behalwe oor Christus se oordeel, die sonde en die hel. Die rede wat hulle gegee het in hierdie artikel was die liefde vir geld. Nou, dit hoef ek nie vir u te sê nie, die meeste mense is meer liefhebbers van genot as liefhebber van God, en om dinge te geniet met jy geld hê, en ons sien hierdie predikers wat mense uitbuit, omdat hulle liefde vir geld het. Dan die verwronge verstaan van God se liefde, bo sy ander attribute. God is nie net liefde nie, ja, hy is liefde, maar hy is ook regverdig, hy is heilig.
en al die ander attribute van God. 'n wanverstaan van God se heiligheid. Mense dink God is soos ons. Ek het onlangs vir 'n man gesê, wat vir my gesê het, ons hoef nie God te vrees nie. Toe sê ek, gaan lees die Bybel. Die Ou Testament en die Nuwe Testament het een en dieselfde gedagte, wanneer dit kom by die woordjie vrees, is daar moet by ons 'n vrees vir God wees, 'n heilige vrees, omdat hy God is en ons is mense. En dan die vierde gedagte was pragmatisme. Wat werk? Wat wil mense hoor? Wat is voordelig? Mense stuur nou deesdae mense uit na huise toe, na lidmate toe, na besoekers in die gemeente, en hulle vra vir hulle die volgende vraag: wat wil julle hê moet die predikant Sondag preek? Dis nie vreemd teen gereformeerde kerke gebeur dit, in Pinksterkerke gebeur dit, reg oor die wêreld. Wat wil julle hê moet die prediker oor preek? Sodat ons dit ook gemakliker vir julle kan maak. En glo my, die 3 temas wat nie belangrik is nie, is sonde, die oordeel en die hel. Baie min mense sal sê dat die dominee Sondag 'n sterk boodskap preek oor God se oordeel en God se hel. Die laaste gedagte was die vrees vir mense eerder as die vrees vir die Here. Kajafas was so 'n mens gewees. Kajafas was 'n pragmatis. Wat werk? Wat gaan werk? Hoe gaan ons 'n voordeel kry uit hierdie hele saak? Maar vriende, die tweede toepassing wat ek wil maak, is voor ons vir Kajafas te streng beoordeel. Hoe lyk my en jou lewe? Ek het hierdie week baie daaroor gedink. Vra jouself vanoggend die vraag af, in watter mate is ek dalk 'n Kajafas? Hoeveel maal vra ek vir myself die vraag af, wat sal voordelig wees vir my en my huis? Sal ek 'n voordeel hieruit kry? Sal dit my naam bevorder, gewildheid bevorder? Sal ek een of ander aansien verwerf, of sal dit aansien van my wegneem? Ek vra jou vanmôre vra jouself die vraag af, hoe dikwels dink ek aan my voordeel, my gemak, my naam, in plaas van God se eer en God se koninkryk? Hoe dikwels skerm ek vir my eer, my posisie, my status, vermy ek die onderwerp van Jesus, omdat ek bedreig voel en vrees vir wat kan gebeur? My vraag is vanmôre, vriende, is ons nie maar dikwels ook soos Kajafas nie? Ons hou nie van vervolging, die wind van voor, konflik en ongemak nie. Daarom vermy ons sekere gesprekke en sê net genoeg, dat niemand aanstoot neem nie. Ek onthou 'n tyd terug het ek 'n brief gekry van 'n sogenaamde gereformeerde kerk, wat aan die ambassade van Israel 'n brief geskryf het. Wonderlike gedagte van die sogenaamde gereformeerde kerk. En hulle skryf aan die ambassade 'n brief en sê vir die ouens van Israel, ons ondersteun julle, ons bid vir julle, ons is lief vir julle, bid vir Israel se vrede, en al die klomp nonsens wat hulle in daai brief skryf. En wat vir my, hoekom het my so ontstel het, daar was nie een woord genoem van Jesus nie. Waarom nie? Want Israel glo nie aan Christus nie. So ons sê, ons gee ons ondersteuning aan julle, ons bid vir die vrede van Jerusalem, maar die vredefort verwerp ons. Ons wil nie aanstoot gee nie, ons wil Israel nie in 'n moeilike posisie plaas nie, in plaas van wat ons vir hulle sê. Daar sal net vrede wees as julle Jesus, die Messias, erken as verlosser. Die Kajafasse van ons tyd skryf 'n brief aan die ambassade, maar ons sal nie Christus se naam noem nie. Waarom nie? Dit gaan konflik bring. Dit gaan miskien verwydering bring. Mense is bereid om lief te wees vir Israel, maar plaas Jesus een kant. Luister, Christus is 'n steen des aanstoots vir mense wat hom nie liefhet en ken nie. Ek onthou op 'n stadium moes ek 'n blad uitgee wat handel oor homoseksualisme. Ek het 'n paar predikante gekontak, vir hulle gevra, sal julle nie asseblief 'n artikel skryf oor homoseksualisme, die sonde daarvan, en ook hoe die Here sondaars kan red wat vasgevang is in homoseksualisme nie. Sê gou vir my, hoeveel artikels het ek gekry? Nie een nie. Elkeen het geweier om daaroor te skryf en hulle naam onder te sit en te sê, ons is uitgesproke oor die saak. Een het so ver gegaan om vir my te sê, ek is nie 'n dokter nie. Ek kan nie redes gee daarvoor nie. Kajafas. Hoe dikwels is ek en jy Kajafas? Terwille van vrede en terwille van veiligheid en terwille van ons voordeel, sal ons net die nodige sê. Sal ons stil bly in sekere opsigte. En iemand het eendag die opmerking gemaak en gesê, die gemiddelde Christen preek,
wat vandag van kansels uitgaan, kan net sowel in 'n moskee, in 'n boeddhiste tempel, in die liberale geleedere gepreek word, en niemand sal aanstoot neem nie. En dis die probleem van ons tyd. Vriende, hierdie gemeente is gestig met die doel en rede, as ons God verhoog, deur sy seun Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees, trek hy mense na homself. Ons maak nie verskoning oor Jesus nie. Ons maak nie kompromieë en sê, dat Christus saam met ander gode, vir ons 'n weg na God is nie. Ons maak nie van Christus 'n dienaar van ons, genietinge en plesiere nie. Maar ons maak hom koning, nee, ons maak hom nie, hy is koning, en ons dien hom as koning, en Here in ons lewe. Is jy miskien vanmôre 'n Kajafas, 'n pragmatis, kyk wat werk, wil nie aanstoot gee nie, dan pleit ek vir jou vanmôre, dat jy jou sal bekeer tot die Here. Dan kom ons by Judas die skynheilige, Judas die skynheilige, Johannes 12 vers 4, jy onthou nadat Maria die salf op Jesus se voete gesit het, en met haar hare afgedroog het, toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, waarom is hier die salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Ja, Judas. En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was, en die beers gehaat het, en die bydraes geneem het. Vriende, Judas was 'n meester toneelspeler. Hy was 'n maskerdraer, hy was 'n opportunis. Jesus trek hom in as deel van die 12 en hy word gevoed deur die Here Jesus. Hy neem die voorste sitplek in by elke preek. Hy sien hoe dowes hulle gehoor terugkry, hoe blindes sien, dooies opgewek word. En Jesus gaan so ver om hom die verantwoordelikheid te gee om die beursie te dra. Die minister van finansies te wees. En dit was vir Judas nie genoeg nie. Dit was nie vir Judas genoeg nie, want u sien, sy hart was voor God nie reg nie. Hy begin stelselmatig sy hand in die kasregister druk. Nou, vir die wat wonder wat 'n kasregister is 'n til. As jy wonder wat 'n til is, dis daai goed wat hulle by die pizza plek het, waar jy jou geld in sit. Hy begin sy hand stelselmatig insit. Nou dink julle vir julleself, ou Judas het met 'n til rondgeloop. Nee, die gedagte is maar net sy hand in 'n sak gedruk, geld gevat, wat nie aan hom behoort nie. Luister, hy was 'n skynheilige, hy het voorgegee wat hy nie is nie. Christus het geweet wie hy is. Judas het kans gehad om hom te bekeer, maar hierdie gierigheid van Judas het koorspunt bereik, toe Maria hierdie salf op Jesus se voete uitgegooi het. Die Bybel sê, die huis is vervul met die reuk, en Judas trek sy kyk op 'n knop. Judas is kwaad. Sien u Judas se gesig? Die baard en die neus wat bloedrooi word, en die oë wat stokstyf staan, en hy sê, waarom die verkwisting? Hy het dit nie gefluister by homself nie. Dit was nie 'n voetnoot aan sy gesprek nie. Hy het dit hardop gesê, dat almal dit kon hoor. Hy was woedend gewees. Hy het al gesien hoe hy homself kan verryk met hierdie 300 pennings. Vriende, hy was iemand wat so voorgegee het, dat behalwe vir Jesus, niemand anders te agtergekom het wie Judas was nie. Kom ek lees vir u. Matteus 26 vers 20. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. Dit is Jesus met die 12 apostels. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef. En begin elkeen van hulle om te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skorrel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskryf is, maar wee daar die man deur wie Jesus of wie deur die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het, as daar die man nie gebore was nie. Hoor wat sê vers 5. Die slaan eintlik jou hande saam, en Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy spreek hom aan met hierdie wonderlike titel, is dit ek, Rabbi? Hy antwoord, jy
het dit gesê. En toe ek hierdie woorde lees, dink ek myself, wat so aangrypend van hierdie woorde is dat jy net in die verse vooraf, ons het nou gelees, Matteus 26 vers 20, né? 21 en tot by vers 25. Hoor wat sê vers 14, net die verse vooraf. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg en van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Watter maskerdraer, watter man wat 'n vertoon lewer. Vriende, hy het klaar ooreengekom met hierdie boosaards, die owerpriesters, om Jesus te verkoop vir 30 sikkel silwer. Hy het klaar die geld ontvang, hy soek 'n geleentheid en hy sê in die bo vertrek. Is dit miskien ek, Here? Is dit miskien ek? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my aangeleerde mensegebod is. Daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Wie hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind, en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? Judas op die stadium behoort te geweet het, dat die Here weet alles van hom. Maar tog is Judas so in hierdie gierigheid van hom vasgevang, dat hy as skynheilige guns probeer wen by die ander apostels, terwyl hy Jesus in sy hart haat, en sy dood en sy ondergang soek. Terwyl ons vanmôre hierna luister, sê die meeste van ons daar in ons harte, wat 'n slegte man. Ek wil jou vanmôre vra, is daar nie miskien 'n Judas wat in jou skuil, en in my skuil nie? Kan ek so sê? Vriende, hoe dikwels is ons nie soos Judas nie. Ons gee voor. Ons wil nie hê dat mense moet dink, ek is hierdie sondige mens nie. Mense gee voor en hulle wil hê, almal moet dink, hulle is hierdie heiliges wat 6 voet bo die grond sweef, terwyl ek en die Here weet, is nie ek nie. Hoe dikwels praat jy met kinders, of jy praat met 'n man of 'n vrou, en jy hoor wie hulle werklik by die huis, of wie die ander een by die huis is, en jy dink by jouself, maar dink hulle God sien hulle nie? By die huis of by die kerk is hulle kerkengels, of engele, by die huis is hulle duiwels, soos die woord vir ons leer. Ek glimlag vir mense, maar my hart beraam ek onheil teen hulle. Ek beskimp en beskinder hulle, ek soek hulle ondergang, ek verbly my in hulle verliese en hartseer. En Sondag sing ek prys die Here met blye galme, o my siel, das ryke stof. Vriende, ek weet, en die Here weet, ek ken hom nie. En dan gee ek voor Sondag na Sondag, ek help as daar sekere byeenkomste is, ek hou van die voordele wat ek by die kerk van die Here kry, en by die Here self, maar ek het hom nie lief nie, en ek weet het, en God weet het, dis presies hoe Judas was. Die hartseer van ons tyd en dag is, ons kyk altyd na Judas, en ons kyk na Kajafas, maar die woord is die spieël wat voor my en jou opgaan, om vir ons die vraag af te vra, is daar nie van Kajafas in jou, en van Judas in jou nie. Vriende, om skynheilig te wees, om voor te gee, is vir die Here gruwel, want is presies wat die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes en die ouderlinge gedoen het. Onthou u toe Jesus in die sand geskryf het in Johannes 8? Onthou u die vrou wat hulle gebring het en gesê het, Here, sy is betrap op egbreek, en die wet van Moses sê, ons moet haar doodgooi met klippe, wat sê u? Die Bybel sê, ek probeer 'n stryk stel vir Jesus, en nou weet ons, Jesus het in die sand geskryf, en wat hy geskryf het, weet ons nie, maar in hierdie boodskap, wat ek so 2 weke terug geluister het van R.C. Sproul, sê hy, daarin is heel moontlik die sonde geopenbaar, van baie van die manne wat die klippe wou gooi. Skynheilige mense, ouens wat Sondag op die kansel gestaan het, predikers wat Sondag gesê het, so sê die Here, maar hulle het self geen vinger verroer om te doen, wat die Here van hulle vra nie. Ek praat eendag met 'n prediker, en hy sê vir my dat hy by ryk besigheidsmanne bidure gehou het, so 1 of 2 keer in 'n maand.
Hy sê dan het hulle die woord gelees en hulle het so 'n bietjie oordenking gehou oor die woord, die man het saam gepraat, daar was gebid, daar was 'n goeie samesyn gewees en dan het hulle uitmekaar gegaan en hy was 'n hele tyd besig daarmee gewees en op 'n stadium, toe hy met iemand praat daaroor, toe vra die ou vir hierdie prediker, geniet jy wat jy doen? Geniet jy dit om by hierdie besigheidsmanne te wees, hierdie bid hier geleentheid by hulle aan te bied? En sy antwoord was 'n skokkende nee, geniet dit nie. En die ou vra hom nou, hoekom geniet jy dit? En hy sê vir hom, luister, wat my die meeste geskok het, is hierdie manne. Ek het hulle leer ken, ek het saam met hulle die woord bestudeer, ons het saam gebid. Daar was saam lofprysinge gesing. Hy sê, maar ek het een na die ander van hulle gesien. As dit swaar gaan met die besigheid en daar die besigheid bankrot gaan, dat hulle God vloek. Dat hulle niks met God te doen wil nie. Ek vra jou vanmôre, dien jy God vir jou beurs, vir jou geld, vir die voordele wat hy jou gee, of dien jy die Here omdat jy hom lief het? As hy vanmôre soos 'n Job alles van jou wegvat, alles, luister, alles van jou wegvat, van my wegvat, sal ons nog steeds sê, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Jy en ek weet vanmôre hoe lyk ons voor die Here. Mag die Here genade gee dat ons nie 'n Judas sal wees wat voorgee wat ons nie is nie. Dan Maria, ag vriende, so wonderlik om die diens af te sluit met die kersie op die koek. 'n Verjaarsdagkoek lyk net nie mooi sonder 'n kersie. Seker maar die persoon wat verjaar vir ons belangrik is, besonder is. As daai kersie op die koek, en my vrou nie van kersies nie, ek hou nog van 'n kersie. Is nogal lekker, ek kan sien ek is gebou soos 'n kersie. Maar die hele gedagte is net, dis nogal lekker. En hierdie is die kersie op die koek vir my. En ek wil julle vra dat u die boek Johannes gaan bestudeer. En u sal sien hoe prominent is die vrouens in die boek Johannes. Johannes 4, die vrou by die put van Ria. Bring jou man, Here, ek het nie een, jy het reg geantwoord. Jy was al soveel keer getroud. Die wat jy nou het is nie joune nie. Die Here red haar siel. Die vrou in Johannes 8 en hier vind ons vir Maria. Maria die ware aanbidder. So Kajafas was die wat? Klaar vergeet. Dankie, die man wat die gitaar speel is skerp. Pragmatis. Judas die skynheilige. Maria die ware aanbidder. Ek lees vir u. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf. En sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Nou vriende, hierdie pond egte kosbare nardesalf. Nardesalf was afkomstig van Indië. Dit was 'n plant wat hulle in Indië gegroei het, 'n baie skaars plant. Daarom was nardesalf 'n baie duur salf gewees. 300 pennings was 'n hele jaar se salaris vir 'n normale werker. Elke dag as hy werk, sou hy 'n bepaalde bedrag kry. 300 pennings sou sy hele jaar se salaris uitmaak. Sy kom en sy salf Jesus se voete. Waarom sy voete? Ek het daaraan gedink en die Bybel sê nie spesifiek nie, maar as ons die woord bestudeer, dan praat die Here van dat dit gewys het op sy kruisiging. Sy voete sal vasgenaal wees aan die kruis. Romeine 10:15 sê, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Hierdie redder se voete word gesalf. Ek het myself gedink, hoekom sou Maria die voete van Jesus gesalf het? Met 'n botteltjie salf van 300 pennings. Daar's net een antwoord wat ek gekry het. He's the Savior of my soul. Luister, ek wil dit môre vir jou weer sê. Wat haar gemotiveer het om haar alles te gee vir Jesus, was omdat hy die redder van haar siel was. Die Bybel sê vir ons, Matteus 26:13, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word, in die hele wêreld, sal ook gepreek word, of gespreek word, van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. As ons vanmôre oor Maria praat, dan praat ons oor iemand wat anders as Kajafas, anders as Judas, 'n liefhebber was van hierdie man, Jesus Christus, omdat hy haar geestelike toestand raak gesien het, haar uit haar sondige toestand gered het, en vir haar 'n nuwe lewe kom gee het. Hierdie was nie 'n uitsonderlike geval van Maria nie. Ons lees in Lukas 10:41. Onthou jy van Martha en Maria, twee sissies van Lazarus?
Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig en Maria die goeie deel uitgekies, wat nie van haar weggeneem sal word nie. Dit was toe sy aan die voete van Jesus gesit het. Ek het hier op my notas geskryf, o, watter vrou. 2000 jaar later lees ons van haar en ons staan in verwondering en ons verbly ons in ons aanbidding of in haar aanbidding van die Here. En ons pleit by die Here, Here, gee my die hart van 'n Maria. Dat ek U sal dien met my alles, met my lewe, omdat U my vrygekoop het van die ewige hel. Ek wil vir u sê, vriende, die deursnee prediking van vandag maak dat dit lyk of ons die Here 'n guns gedoen het om hom aan te neem. Ek het U aangeneem, so wat is daarin vir my in hierdie hele besigheid? Watter vervloekte godsdiens van neem Jesus aan. Luister, jy het nie nodig om Jesus aan te neem nie. Hy moet jou aanneem. En die feit dat hy jou siel kom lewend maak, is die feit dat jy uitgeroep het, wees my sondaar genadig. Ons neem Jesus aan en dan word hy ons slaaf. Die kerk van vandag preek Jesus en verkondig Jesus as hierdie nikszeggende identiteit, wat my lewe gemaklik moet maak, my siektes moet wegneem, my welvaart moet gee, en as dit goed gaan, is ek kwaad vir hom. Dis die typiese Jesus van ons tyd. Dis nie wat Maria geglo het nie. Maria het hom aanbid as haar Here en haar God. Vriende, vir haar was dit nie 'n goedkoop voetnote aanbidding nie. Wat bedoel ek daarby? Dit was nie iets wat sy so gedoen het om vir haarself naam te maak, soos Kajafas in sy besluit, toe hy met die owerpriesters gepraat het en die fariseërs nie. Haar lewe, haar geld, haar tyd, haar besittings was aan die Here gewy. Luister, sy was uitspattig in haar geskenk wat sy aan die Here gegee het. Sy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat, hy was haar alles gewees. Hierdie pond egte salf, het ek vir u gesê, nardesalf was lyk staande aan 'n jaar se daaglikse loon. Ek wil jou vanmôre vra, en ek het dit hier in my notas geskryf, en ek kan vanmôre met u dit deel. Ek wil jou vanmôre vra, hoe dikwels spandeer ons tyd aan die Here? Ek wil jou vanmôre vra, jy wat sê, en ek wat sê, ek behoort aan die Here. Hoe dikwels spandeer ons tyd aan baie dinge, maar vanaand lê ek in my bed, en net so voor ek aan die slaap raak, dink ek by myself, ek het nog nie eens vandag met die Here gepraat nie. Ek het nog nie eens tyd gehad om sy woord te lees nie. Wat is belangriker as om met God te praat en sy woord te lees? Maar die Here sal verstaan, ag, hy's 'n liefdevolle God. Moenie worry nie, hy's 'n genadige God, hy sal niks doen, hy sal nie aanstoot neem daaroor nie, hy sal nie my tug daaroor nie. Ek het vir myself die vraag afgevra, hoe dikwels gee ons en koop ons duur geskenke vir ons geliefdes? Hoe langer die tyd aangaan, hoe duurder raak die geskenke, en ons sien niks om hulle te bederf en hulle harte te verbly en te oorlaai met geskenke nie, maar as by die Here kom en sy saak, gee ons skraps. Net die nodigste gee ons vir die Here. Hy sal verstaan, hy's tevrede, hy weet mos dat ons luxuries moet hê. Hy weet mos, dit moet goed gaan met ons. As jy vanmôre so aanbidding het, is jy en ek, soos Kajafas en Judas, dan is ons aanbidding pateties. As ons nie tyd het vir die Here nie, as ons die Here beroof. As ons van die Here maak 'n dienskneg van ons, omdat ons hom 'n kans gegee het in ons lewe. Ek wil vir u sê, ek sê vir Ethel nou die dag, ek dank die Here, dat hy my uit hierdie vervloekte godsdiens kom haal het, waar Christus 'n onderdaan was van my al my lewe lank. Ek gee hom toestemming, ek verander sy hart deur my gebed, ek verander, ek doen, ek was die God in my godsdiens. Tot die Here my deur sy genade uit hierdie vervloekte gedagte kom lei het. Hierdie Rooms-Katolieke godsdiens. Hierdie godsdiens waar die mens alles is, en die Here ons dienskneg na dit wat Maria besef het. Terwyl sy voete gesalf het, toe vat sy haar hare, en sy droog sy voete af. En sy besef, hy is God. Ek is mens. Hy is heilig, ek is sondaar. Hy is redder, ek is die een wat redding nodig het. Hy is die een wat van God gekom het, die Messias.
om my siel te red. Luister, die Bybel sê, en die huis is vervul met die reuk. Ek wil jou vanmôre vra, en ek wil vir myself die vraag afvra. Vervul ons reuk wat ons van Christus versprei, want Paulus sê, ons is 'n aangename geur vir Christus, vir die wat verlore gaan en vir die wat gered word. Is ons 'n aangename geur van Christus, omdat ons 'n heelhartige toewyding aan Christus het. Ek sê vir my vrou hierdie week, en ek het daaroor gepraat in ons huisgodsdiens ook, ek is bevrees, dat baie mense wat sê, Here, Here, die koninkryk nie sal sien nie. Want ons het 'n selfuitgedinkte, selfgemaakte godsdiens wat ons bedryf, waar Christus onder is, ons bo, en hy moet net sorg dat hy heeltyd presteer. Anders is ons ongelukkig met hom. Hoor wat sê die grootste profeet van alle profete, Johannes in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, maar ek minder. Paulus sê in Filippense 1:21, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe 'n wins. Ek vra jou vanmôre, as jy vanmôre voor daardie keuse te staan kom, of gewilliglik of uit dwang, dat iemand vir jou sê, verloon Christus of sterwe vir Christus, sal jy bereid wees om te sterwe, omdat jy sê, ek verlang om by Christus te wees? Of sê jy soos baie mense sê, nee, ek wens ek word 100 jaar oud, ek het nog so baie om te doen, ek het nog so baie om te geniet. Ja, die lewe is 'n geskenk en 'n gawe uit die hand van God, ons moet geniet wat die Here ons gee, maar met die baie belangrike saak en die persoon voor oë, dat Christus se koninkryk uitgebrei moet word, en ons liefde vir Christus moet toeneem en groei. As my lewe nie gaan Christus nie, as die sterwe nie vir my 'n wins is nie, dan is ek besig om 'n lewe te leef soos Kajafas en Judas. En Maria se aanbidding is nie deel van ons lewe nie. Daar staan in vers 22, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring, ek het 'n verlang om heen te gaan, en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Ek wil jou net een vraag vra, voor ons by die laaste vers kom, en sluit ons af. Was daar een dag in hierdie week, een dag, wat jy wakker geword het, en vir jouself die vraag gevra het, hoe kan ek vandag God verheerlik? Hoe kan ek sterwe aan myself? Hoe kan ek siele vir sy koninkryk wen? En ag Here, as U hierdie week my kom haal, wonderlik, om te weet ek sal by U wees. Het jy eenmal daaraan gedink hierdie week? Die antwoord sal vir U sê waar U aanbidding is, waar U staan met die Here Jesus Christus. Maria was 'n ware aanbidder gewees. Paulus kom sê in Filippense 3:13, broeders, susters, jong mense, kinders, hy sê ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit wat na voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Laat ons gesind wees soos 'n Maria, soos 'n Paulus, en sê, ek jaag na hierdie hoogste doel, om Christus as wins te verkry. My allerbeste vir sy allerhoogste. Hierdie waarheid, vriende, is 'n tweesnydende swaard om vir ons vanmôre te sê, hoe lyk ons aanbidding teenoor die Here? Waar staan ons werklik? Vra jouself vanmôre die vraag af, terwyl ek die vraag moes beantwoord het. Is ek 'n Kajafas, is ek 'n Judas? Of is ek 'n Maria? Het die spieël van God se woord voor U opgegaan, en waar pas jy en ek in? Miskien is daar iets van al drie die karakters in ons lewe te bespeer. Miskien 'n ietsie van Kajafas, miskien 'n ietsie van Judas, en miskien 'n ietsie van Maria. Kom ons bely waar nodig. Kom ons vra die Here om genade. Ek het so gedink aan die woorde, vriende, van hierdie boekie wat geskryf was deur Oswald Chambers, waar hy gesê het, my allerbeste, vir U my allerhoogste. Dit was Maria se gesindheid. Ek pleit dat dit my en jou gesindheid sal wees, en die woorde van die kinders van Korag is my so belangrik. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God.
My siel dors na God, na die lewende God. Het jy 'n dors na die Here? Dis wat ek jou vra. Dis Maria se hele gesindheid. Martha is besig om te skarrel in die huis en die Here promoveer nie luiheid nie, glad nie. Die Here sê ons moet ons eer daarin stel om met ons hande te werk. Maar vriende, as jou dag te besig is om te smag en tyd te neem aan die voete van die Here, is jou dag te besig. En dan moet jy aanpassings maak en dan moet jy regstellings maak. Want ons as kinders van die Here moet wees soos die van 'n Maria. Ons smag na die Here. Nie smag na sy voordele nie, nie smag na wat hy vir my kan gee nie, na homself. Die Here sê as iemand dors het, laat hom kom, drink. En hierdie gedagte, soos 'n mens wat dors is, daar by die waterkraan staan en jy tap die een glas na die ander glas en jy les jou dors, so sê die Here, kom drink van my. Ek sal jou dors les. Hoe kan Christus jou dors les? Lees die blaaie van die Bybel, sien sy heerlikheid. Nadat ek deur die reeks van Matteus gewerk het, was 100 en iets boodskappe van Dr. R.C. Sproul, toe sê ek wil deur Johannes werk. Want ek dors, ek wil meer leer oor Christus. Ek ken hom nog nie. Soos die skrif hom aan my openbaar nie. Deur God se genade is hy barmhartig en hy leer 'n mens meer van homself en die honger en die dors in jou siel word versadig. As jy geestelik dors het, sê die Bybel, hy is die brood wat uit die hemel neergedaal het. As jy honger het, as jy dors het, hy is die lewende fontein. Hy is die goeie herder. Hy is die ware wynstok. Dan is dit nodig vanmôre om soos 'n Maria eerlike evaluasie te doen van jou geestelike lewe. Van elke faset van jou lewe. En waar belydenis nodig is, doen dit. Sodat ons God kan verheerlik. Om hom vir ewig te aanbid in sy heerlikheid. Waar ons sy lof sal besing. Want hy is die lam wat vir ons geslag is. En ons gekoop het. Met sy kosbare bloed uit elke nasie, taal, volk en stam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons staan beskaamd voor U. Ek bely vanmôre, Here, saam met die gemeente, dat ons westerlinge 'n vreemde verstaan van God en godsdiens het. Ons verstaan van God is dat hy 'n dienskneg van ons is, wat moet doen, wat ons vir hom sê om te doen. Ons verander sy gedagtes, so asof hy 'n veranderlike God is. Ons praat van hom asof sy wil weerstaan kan word. Ons praat van hom asof hy vir homself 'n geweldige guns gedoen het om my siel te kom red. En sy hemel eintlik 'n beter plek gemaak het, omdat ek nou deel is daarvan. Watter verwronge verstaan van die evangelie. So ons kyk na hierdie debat wat oor die jare woed in die kerk van die Here Jesus. Dan het dit net twee lyne. Of God is nommer 1 of die mens. En ons weet die deursnee kerk maak van die mens 'n God. Presies wat die Satan vir Eva in die tuin van Eden beloof het. Jy sal soos God wees. Caiaphas was 'n God vir die volk. Hy bly in 'n paleis. Hy beleef die weelde van die volk Israel, in plaas van dat hy 'n nederige hoëpriester en dienskneg van God moes wees, wat sy oë gefestig het, soos die apostel Paulus, op die leidsman en volëinder van die geloof. Judas is liewer vir geld en hy so skyn heilig dat die apostels nie eens agterkom wat voorgee mens hy is nie. Wat 'n vrou. Vader, help ons dat hierdie vrou ons as voorbeeld sal begelei en dat ons in haar voetstappe sal volg. Soos sy in Christus se voetstappe gevolg het. Mag ons aanbidding van U wees soos hierdie hert wat smag na waterstrome. Mag ons siel dors, nie na U voordele nie, maar na U self. Na U teenwoordigheid in ons lewe. Na hierdie kosbare wandel saam met U. Mag ons studente wees van die heerlikheid van Christus, wat God aan ons kom openbaar het, wat die Heilige Gees vir ons gestuur het, sodat ons gelyk kan word in die volle waarheid. Vader, vergeef ons,
ons sonde, waar ons U tweede en derde en vierde plek in ons lewe gee, in plaas van koning, herder en Heer.